Goeiedag almal. Ons lees in die woord van die Here dat Josef word aangestel deur Farao oor die hele Egipte en hy laat sy vader Jakob en sy familie daarheen trek. En baie jare woon hulle in Egipte en groei deur die genade van die Here in 'n magtige nasie. Eksodus 1 vers 7. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword sodat die land vol was van hulle. Maar juis as gevolg hiervan, hulle voorspoed, het dinge vir hulle skielik verander in duisternis. Eksodus 1 vanaf vers 8. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. En die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, laat hulle nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en ons in die land op laat optrek nie. Vers 11. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. Maar dank die Here, ons is nooit alleen nie. Maak nie saak hoe fel die teenkanting ook al mag wees nie. Hy is en hy bly vir jou vandag nog steeds Jahwe Shammah. Eksodus 3 vers 7 en 8. En die Here sê, ek het duidelik gesien, Jahwe Ra'a, die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle druiwers gehoor. Jahwe Shammah, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en laat hulle optrek na daardie land, na 'n goeie land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete. En vanuit hierdie gesprek wat die Here met Moses gehad het, sien ons in die eerste plek die begeerte van die Here vir ons is. Hy wil by jou wees. Eksodus 3 vers 8. Daarom het ek neergedaal. Jy weet, hierdie begeerte van die Here om naby ons te wees kom al reeds reg in die begin van die skepping na vore. Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. En dan sien ons in Genesis 3 vers 8 en 9 gebeur daar iets. En Adam en Eva het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here. Maar kyk net wat gebeur. Toe roep die Here na die mens en hy sê vir hom, waar is jy? Hierdie woordjie roep is kara in Hebreëus wat dui op 'n uitnodiging. Kom na my toe, sê die Here. En reg aan die einde van die Bybel lees ons weer van hierdie emosionele uitroep van die Here. Hierdie uitroep van liefde, Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom en laat hom wat hoor, kom en laat hom wat dors het, kom en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Jy weet, die begeerte van die Here vir jou is, Jahwe Shammah, ek wil by jou wees, my kind. Kom na my toe. Dankie daarvoor, Here. Amen.